Maar baie welkom aan elkeen van julle en ek is baie opgewonde. Nie net vir vandag nie, maar hierdie hele jaar wat nog voor lê. Ons het baie opgewondenheid. En baie welkom aan die wat terug is van vakansie af. So bly om almal weer in hierdie huis van die Here te sien. Amen. Hier mekaar gemis. Ek glo so die wat weg was. Goed, ek glo julle het gemis. Maar ek wil ook julle gemis. So hierdie paar weke gaan ons praat oor die groei van Dawid. So kom ons gaan groei saam met Dawid. Is jy opgewonde? Wil jy groei hierdie jaar? Maar as mense nie onseker hulle groei. Okay, ekskuus. Wil jy miskien groei hierdie jaar? So klink dit beter? Nee, jy gaan groei hierdie jaar. So ons gaan praat oor groei soos Dawid en God werk eers in ons voor hy deur ons gaan werk. God wil jou in jou werk in hierdie jaar. Hy wil jou vorm, hy wil jou maak sodat hy jou kan voorberei vir wat gaan kom in jou lewe. So net gou vinnige inleiding gee van hierdie week wat ons voor lê. So God werk baie keer nie vinnig genoeg vir ons nie. Is nie so nie? Ons wil God dat hy nou werk. Maar God het weer sy regte tyd vir my en jou. Hy het die regte tyd van wanneer eers dit moet gebeur. Groei is 'n proses. Groei is nie net dadelik nie. Dis 'n proses wat jy moet volg. Dis 'n proses wat God besig is om te doen in jou lewe. En as ons na Dawid kyk, gaan ons kyk waar hy 'n herder was, waar hy gesalf was, waar 'n wagtydperk was en toe die eers koning geraak. So ek glo julle almal ken die storie van Dawid en as jy nie ken nie, asseblief bly met ons aan hierdie paar weke. Want God vorm jou hart om jou lewe te vorm. So jy moet toelaat dat God sê, Here, hier's my hart, hier's hy. Gebruik my hart, vorm hom. En wat God gaan doen, gaan nie altyd lekker wees vir jou nie. Want jy moet goed baie keer neerlê om op te neem wat God vir jou soek. En wanneer jy in 'n wagtydperk is, ek weet baie van ons het baie keer ons wag. Jy wag miskien vir ietsie. Jy het miskien vir God gevra, Here, dat daai ding wat ek voor wag, dat in hierdie nuwe jaar, dat dit sal gebeur. Maar jou wagtydperk is nie vermorste tyd nie. Dis nie 'n tyd wat nie gebruik kan word nie. Want God werk wanneer ons wag. Amen. Hy wag en hy is besig om in jou te werk. So wanneer jy in die wagtydperk is, wag stil en rustig vir hom. Ons gaan sien en gaan help in hierdie reeks om te sien waar is God besig? Wat is die proses hy besig met jou in jou lewe? En ek gaan dit nie vir jou wys nie, die Heilige Gees gaan vir jou wys. Want ek wil vir jou uitdaag in hierdie paar weke. Skryf neer. Jy wil die preek neer te skryf, jy moet skryf iets neer wat God vir jou sê. Almal het fone, tik ietsie op jou foon. WhatsApp vir jouself. So lekker om vir jouself te WhatsApp te staan. Ek WhatsApp myself baie. Dan sê ek, wat is hierdie? Is ek myself te WhatsApp. Maar saam gaan ons groei. Ons gaan nie alleen groei nie, ons gaan saam groei. Maar ek wil jou uitdaag, skryf iets neer wat God vir jou gee in hierdie tyd. As dit vandag 'n woord is, of in die week 'n woord is, skryf neer. Dan Elise sê dit altyd so mooi, as jy iets gekry van God, dan is dit kies from God. So as jy gaan ietsie hoor, miskien vandag, of in die week, of in die week wat kom, gaan jy net iets hoor wat sê, sjoe, jy het dit so nodig gehad. Dis 'n soen van die Here af. So ons gaan vandag, nou van ons eers kyk na, Dawid het gegroei, 'n groei vind plaas in die verborgenheid. Dit vind plaas wanneer niemand sien. Dit vind plaas wanneer daar nie oë op jou is nie. Want God sien jou. God sien jou hart. So groei gebeur lank voor die kroon. Lank voor Dawid die kroon gekry het, moes hy gegroei het. Almal ken die storie van Dawid. As jy nie weet nie, ons gaan 'n bietjie praat oor dit. So wanneer ons oor groei praat, dink aan groei. Wat dink jy is aan groei dink? 'n boom miskien? Miskien is dit in jou eie lewe waar jy miskien sukses bereik. Of miskien is dit 'n posisie wat jy wil graag vul. Of miskien is dit ietsie wat jy so voorbeplan het en jy wil daartoe groei. Ons almal wil groei ergens heen, amen? Of wil jy nie groei nie? Ek glo jy wil groei hierso. So kom, praat saam. Ek wil nie alleen praat vandag nie. Die Heilige Gees praat, maar jy kan ook praat. Amen. Dat sê dit beter. God groei binne
Hy groei binne in jou. Ons wil baie keer buitekant die groei sien. As jy na 'n boom kyk, wat doen die boom in 'n jaar se tyd? Hy groei. Sien jy altyd die groot verskil van die boom in 'n jaar? Partykeer, maar nie altyd. 'n Boom kan jy sien met die blare seisoenverandering. Ons het laas al oor dit gepraat oor seisoene. Maar die boom self, die stam, hy groei nie baie vinnig nie. Maar daai stam, wanneer hy stil staan, is waar al die nutriënte kry, alles wat hy moet kry om te groei. In die stilte, wanneer niemand kyk na die blare, wow, is blare, wow, maar die stam is waar dit alles plaasvind. Is waar alles besig is om te gebeur, wat die groei gebeur, en wat God in jou wil sit. Jy is die stam vandag, my boetie en sussie. Jy is die stam wat God besig is om te groei. So hy groei vind plaas binne in jou. Nie altyd wat dit sigbaar is nie, maar binne in jou. Die storie van Dawid begin nie op 'n troon nie. Die storie van Dawid begin nie in 'n paleis nie. Die storie van Dawid begin in 'n veld. Dit begin in 'n veld. En ons lees in 1 Samuel 16 vers 6 tot 7. Toe hulle inkom, dit is nou al Dawid se boeties en sy pa, het Samuel Eliab gesien. Dis nou sy oudste boetie. En gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie vir die voorkoms of die buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie dieselfde ding as wat die mens nie. Die mens kyk na die uiterlik, maar die Here na die innerlik. Hy kyk na die hart. So daar Samuel het gekom en hy het gesê, God het hom gesê, hy moet 'n nuwe koning gesalf word. En hy kom by die stam van Juda, en hy kom by die persoon genoem Jesse. En hy kom daar aan en hy sê, bring al jou seuns hierso. Kom staan hier voor, laat ek kan sien wie is die nuwe gesalfde. En hy kom daar aan en almal staan daar so. En hy sê, wow, kyk hierdie Ivan, kyk hierdie muscles, kyk hoe groot is hy. Hy is die gesalfde. Here sê nee. Hy kom na 3 keer so en hy sê, ja, maar kyk hierdie arms, kyk hy kan 'n koning word, kyk daai hare. Dis nie hy nie. En hy stap en hy sê, kyk daai Stefan daar agter, kyk hy is net so 'n boer. Ek word 'n boer in my. Hy sê nee, dis nie hy nie. God kyk nie na die uiterlik nie. Ek sê nie hierdie mense is nie uiterlik soos julle is mooi mense. Maar God kyk na die hart. Hy het nie Jesse het al sy seuns gebring. Weet jy hoeveel seuns was dit gewees? Hoeveel seuns het daar gewees? Ons weet nie. So ons seker, ken julle die storie van Dawid? Hoeveel seuns het Jesse gehad? Hoeveel? 4. Wie het gesê 4? 7. Was daar 7 gewees? Was baie gewees. Hy het almal geroep, maar behalwe een. Die jongste. Dawid was nie goed genoeg gewees toe Samuel kom. Die siener van God, die profeet van die Here was hierso gewees. Sy pa roep al sy seuns behalwe vir Dawid. En miskien voel jy vandag, maar niemand sien my raak nie, niemand sien my nie. Almal sien altyd ander mense, het al gebeur met ander mense, is goed met ander mense, maar nooit met my nie. Hallo Dawid. God kyk na die hart. Nie wat mense sien nie. Maar wat sien God in jou? Hy kyk nie na jou uiterlik nie. Hy kyk nie of jy maar is, of jy groot is, of jy lengte het, of jy kort is, of jy lank in die lewe is, of kort in die lewe is. Hy kyk nie na dit nie, hy kyk na wat? Jou hart. Jou hart is wat na God na kyk. En dit is wat hy soek. Dit is wat hy wil laat groei, want dit is wat plaasvind, is in die hart. Amen. So hy salf vir Dawid. Ekskuus. Samuel salf vir Dawid en sê, jy gaan die nuwe koning wees.
Wel, wat opgewonde is dit? Hy gaan koning wees. Ek dink Dawid was soos van in hom van, joh. As jy nou kyk, Dawid se ouderdom was so 16 as ek nie mis het nie. As hulle teologie reg kyk, is hy so 16 se kant. Hy was tiener gewees. So hy is jonk gewees en ek ken baie jong mense, ek was ook daar gewees van iets gehoor het van, wow, ek was sommer nou in dit inklim. Maar hy het nie. Daar was 'n wagtydperk gewees. Daar was 'n wagtydperk wat God eers met sekere scenario's moes plaasvind het voor Dawid by die troon kon kom. Want wat dink jy sou gebeur het as hy na Saul toe gaan en sê, "Hy Saul, ek is die nuwe koning." Wat sou Saul met hom gedoen het? Doodgemaak. Saul was 'n trotse man en hy wou nie sy koninkryk laat gaan nie. Maar God is nie haastig om jou te bevorder nie. Hy is besig om mense te volhard. Dat mense volhard deur die lewe. God is besig met jou. As jy voel vandag en jy sit hierso en sê, "TS, ek het 'n harde tyd gehad in 2025. Dit was moeilik geweest. My baas is op my gewees heeltyd. Die mense wat ek so liefhet het my begin afskryf. Ek sê God is besig. Dis jy vandag sê Boetie en Sussie, God is besig. Amen. So nie kyk wat in die uiterlik gebeur nie. God is besig in die innerlik. Want God kies volgens die hart. Jesse bring al sy seuns na Samuel toe. Alles lyk reg, sterk. Hulle lyk ervare, hulle lyk uitdagend, hulle lyk of hulle kan 'n koninkryk lei. Maar God sien hoe anders. God sê heeltyd, nie hierheen. Dawid is nie vergeet deur God nie. Hy is net nog geroep, net nog nie geroep na die kamer toe. God het jou nie gemis nie, my vriend. Hy sien jou. 1 Samuel 13 vers 14. Samuel kom die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Samuel kom na Saul toe en hy sê, "Saul, jy is ongehoorsaam gewees teenoor God." En God gesê, hy het iemand gesalf na sy eie hart. Is jy na God se hart? Is jy naby God se hart? Is jy die een wat God sê, ek soek iemand? Die Here het vir hom 'n man of 'n vrou na sy hart gesoek. Hoe is jou hart? Waar is jy besig om te groei? Want die koninkryk van God is nie uiterlik nie, maar innerlik. Dis nie wat ons baie keer sien die buitekant nie, dit is nie. Hierdie goed is tydelik. Maar in jou hart, jou siel, jou gees, dit is wat vir ewig gaan lewe. Amen. En God soek dit. God wil dit vorm. God se keuse is altyd gegrond op die hart. Op die hart van die persoon. Op die hart van die persoon. Wat beteken op die hart van die persoon? Sy liefde vir God. Saul was gekies gewees en hy het die liefde vir God gehad. Maar hy het so begin die liefde af te skeep, dat hy later dit verloor het. My boetie en sussie, as jy daai liefde vir God begin verloor het, is dit 'n tyd om terug te kom na hom toe. Is dit tyd om jou hart reg te maak en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Groei begin wanneer God in jou hart werk. Is God besig om jou hart te werk? Kom vra my so. Is hy? Is hy besig? Dus skryf neer. Ons gaan eers gou 'n bietjie stop. Stop. Dink 'n bietjie. Wat het jy gehoor wat God vir jou wil sê? En skryf dit neer. Dit is 'n paar sekondes gee. Jy het 'n foon, haal die foon gou uit. Skryf neer. Wat het God nou vir jou gesê op die oomblik? Wat het hy vir jou geopenbaar wat jy nog nooit gesien het nie? Of miskien het jy iets geweet? Dink, skryf dit neer. Wat het God vir jou nou gewys? Wanneer jy daai woord nou het,
en jy gaan in die week in, gaan niemand daai woord sien nie. Niemand gaan kyk na wat jy gekry het, maar jy moet kyk wat jy gekry het. Jy moet gaan kyk en sê, kyk, wat het die Here vir my gesê? Wat het my gewys? Wat moet ek doen omtrent dit? Want groei gebeur wanneer niemand jou sien nie. In jou binnekamer, in jou tyd met die Here, in jou wanneer jy in jou kar ry na jou werk toe. Dit is wanneer iets gebeur. Dit is wanneer jy met God praat. Dit is wanneer groei gebeur. Ek kan vir jou sê, baie keer in my lewe, waar ek die alleenste van die alleen was, is die grootste werk wat God ooit in my lewe gedoen het. Nie om mense nie in 'n groot diens nie, maar alleen met God. Spandeer jy genoeg tyd om sy stem te hoor? Spandeer jy genoeg tyd? Want kom ons kyk, wat was Dawid se skool gewees? Die veld was sy skool gewees. Die veld was Dawid se skool gewees en hy het geleer verantwoordelikheid om na die skape te kyk. Hy het verantwoordelikheid geleer om heeltyd te sien wat hy moet doen. Hy het geleer van afhanklikheid van God. Is jy afhanklik van God of is hy net daar soos jy hom nodig het? Afhanklikheid beteken van ek het hom nodig daagliks. Soos my babatjie is afhanklik van my en my vrou. Baie meer van my vrou as vir my. Maar hy is afhanklik van ons, want hy kan nie sonder ons gaan nie. Kan jy sonder God gaan? Nee, ons kan nie. Hy leer om te lof en aanbid, en dit is een van die mooiste dinge wat ek van Dawid, ek het vir hom so lief oor dit. Hy het baie keer in die veld gesit, en hy het vir God geloof, en hy het hom geprys. Wanneer laas het jy vir die Here geloof prys? Ek praat nie van kerk. Ek praat nie van hierson saam gelowiges. Wanneer laas het jy met God gesit en jy 'n mooi liedjie gehoor en gesê, Here, ek prys U, ek kan bid U. Wanneer het jy voor hom gedans? Daar was geen gehoor nie, daar was geen mens nie, behalwe die skape vir Dawid gewees. Hy het seker vir die skape gespeel. En sê, hoe klink dit? Dit klink goed seker, en die skaap gemerk. Dit kan twee goed beteken. Daar was geen gehoor nie, geen mense nie, behalwe die skape. En hy was getrou gewees, en hy het God vertrou. Wat ons vandag in die psalms lees, is baie wat Dawid geskryf het. In sy alleentyd. In sy alleentyd het hy die psalms geskryf. En as jy psalms lees, is daar mooi verse van sê, wow, hoe groot God is, hoe almagtig hy is. En dan kry jy 'n psalm wat sê, Here, ek is verpletterd. My vyande steun my. Wat wys dit? Hy het sy hart gedeel met God. As jy jou hart deel met God, is hy besig om te laat groei. Want hy wil hoor van jou, wat is jy besig om te ervaar in jou lewe? God weet alles, hy is alomteenwoordig en hy weet alles, maar hy soek daai bietjie, daai hart. Want wat sê Jesus vir ons in Lukas 16 vers 10? Hy sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. God toets nie eers of jy baie het nie. Hy toets wanneer dit min is. Die min, jou hart. Kan jy al sê jou hart is al getoets? Ek glo ons almal kan sê ja, ons harte was al getoets. Maar in die kleinste dinge wil God sien. God wil sien in jou hart. Die Passion Translation sê ons so, the one who is faithfully managing the little he has been given will be promoted and trusted with greater responsibility. So wat ook al God vir jou gee, as dit is om miskien na 'n troeteldier te kyk, of miskien is om na jou familie te kyk, het God vir jou opdrag gegee, en ek sê, ek sit jou, I will put you in office over there. En die bediening, het gaan nie net oor om te bedien nie, of mense te praat nie, maar het gaan oor om te dien. Dit gaan oor om te dien. Want as jy dien in die klein goedjies, gaan God jou gebruik vir die groter goed. Ek kan sê my lewe,
het ek met die klein goedjies gedien. Ek wou nie gesien geword het. Ek wou nie. Ek wil agter sien wat Jacques sê. Dis my plek, wat ek gedink het. En God het iets anders gesien. Ons sien baie keer, dat ons met die klein goedjies net met die hele tyd saam karre. Maar be faithful in the little things. Wees getrou in die klein goedjies, selfde in jou finansies. Wees getrou in die klein goedjies van jou finansies. Kyk wat jy doen. Ons kan so maklik, Desember is 'n lekker maand om geld te spandeer. Is 'n lekker maand om te sê, Januarie kom, dis 'n lang maand. Hoe hanteer jy die klein goedjies? Want God kan jou nie vertrou met die groot goed as jy nie die klein goed kan hanteer nie. Hy kyk hoe jy met die min omgaan, voor hy vir jou meer gaan gee. Die manier waarop jy lewe wanneer niemand kyk nie. En ek sê hierdie mooi, wanneer niemand kyk nie, wat is jy besig om te doen? Wat is jy besig om te doen? Want dit wys wie jy werklik is. Wanneer nie oë op jou is nie, wanneer jy alleen is, wat is God besig om in jou hart te doen? Samuel vir Dawid gesalf. Hy het alles, dat groot goed verander in die geestelike realm. As jy nie verstaan nie, van, hulle 'n nuwe koning, 'n nuwe gesalfte ingekom. En wat dit veroorsaak het, is groot golwe in die geestelike realm. Maar Dawid het eers waar gegaan? Hy het terug na die skape toe gegaan. Die gesalfde wat koning gesalf is, was eers terug skape toe. Hoekom? Want dit is sy veld gewees waar God hom geleer het. Hy het dieselfde take gedoen. Hy het dieselfde routines gedoen. Hy het nog steeds die skape gekyk, hulle bewaar, gesing. Hy het nog steeds hulle geskeer. Hy het nog steeds dieselfde routine gedoen, al was hy gesalf gewees. En God het miskien 'n roeping op jou, maar die roeping sal eers kom wanneer God sê dit moet tot vervulling kom. Maar waar jy nou is, moet jy volhard. As jy terug na die skape toe moet gaan terug na die skape toe. En gaan doen dit getrou. Want God is besig om iets te doen. Amen. Ek kort 'n groter amen as daar. Amen. Sy. God wil groei in jou. Amen. Psalm 1 vers 3. Dis 'n mooi psalm. En dis een wat almal baie mense glo wat Dawid geskryf het. Kom ek lees dit gewoonlik die volle Psalm 1 vers 3. Of 1 tot 3. Gelukkig is die man wat nie loop volgens die raad van die goddeloses nie, of staan op die pad van die sondaars nie, of sit in die vergadering van die spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here, en oordink dit dag en nag. Wat is die gebooie van die Here? Sy woord. Wat hy vir ons sê? Dit is wat ons moet bepeins. Wat het God, wat 'n belofte het God aan jou gegee? Wat bepeins jy? En dan sê hy is soos 'n boom, die persoon wat na God se woord kyk en dit elke dag en nag oordink en herdink en herkou en dit eenmaak in sy lewe. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra. Wat sê dit vir ons? Regte tyd. Wie se tyd? My tyd. Dis my tyd. Nee, dis God se tyd. God se tyd. Op die regte tyd sal hy vrug dra en daarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. God se belofte kom altyd tot vervulling. Amen. Hy is nie 'n man wat hy sal lieg nie. Maar is nooit buite sy tyd nie. As jy, ons kyk nou, is lekker nou sy seisoen vir die appelbome en so aan. As jy nou kan kyk na 'n appelboom, of 'n peerboom, of 'n perske, en jy sien, ek kyk hierdie lekker sappige perskes, maar hy's groen. Is hy reg? Nee.
Wat gebeur as jy om voor die tyd pluk? Wat gaan gebeur met hom? Gaan hy ryk word? Nee, hy gaan begin vrot word. En kom ons sê, jy vat nou ene wat, hy is amper ryk, maar pluk hom maar, en jy druk hom. Het jy ooit gesien die mense hoe hulle druk 'n vrug, wat nog nie ryp is nie? Wat gebeur met hom? Hy word pap, en hy vrot. Maar as jy wag op die regte tyd, op die regte oomblik, sal daai perske of appel of wat ook al, hy sal so ryp word en jy kan hom eet en hy sal soet en sappig wees. Ons het 'n pruimboompie daar by ons huis en hy het swaar gedra, sy takke was op die grond gewees. En my seentjie is soos 'n lekker pruimpies en hy sê sleg. Gooi dit neer. Sleg. Gooi dit neer. Want hulle is nog nie ryp nie. Maar toe hulle begin ryp word, hulle so, ek weet 'n klein pruimpie word so pers, maar so donker pers. Dit word amper so swart. Maar toe vat ons daai's. Eet ons wag so 'n week, ons eet daai's. En dan is die soetste pruime wat ek in my lewe geëet het. Want op die regte tyd is hy reg. Nie op my tyd nie, want ek kom soek nie, maar wat God sê, dis die regte tyd. Want wat God beloof het, sal gebeur. My vriend, as God iets vir jou beloof het, dit sal gebeur. Maar net wanneer ons gereed is om dit te dra. Dawid is nog nie gereed toe hy daar 16 was. Hy moes eers deur 'n klomp seisoene gaan in sy lewe, tot hy koning kon word. En miskien is God besig met jou. So, uitdaging vir die week. Uitdaging, is bid. Jy weet nog nie weet nie, ons doen uitdagings. Ek gee 'n uitdaging vir die week. Jy hoef net hierdie 3 goedjies te doen. Bid, lees en doen. Dis al. Om jou te help, om jou te laat groei. En ek wil jou almal uitdaag in hierdie jaar om dit te doen. Kom ons kom by 'n plek waar ek wil groei, jy wil verander, jy wil verbeter, maar God kan net werk as jy is toelaat. So kom ons kom by 'n plek waar ons bid en sê, Here, bid net vir deurbraak, bid nie vir deurbraak nie, maar vir vorming. Bid dat God jou hart sal voorberei vir wat hy voorberei het. Bid dit elke dag. Dis net 2 sinnetjies, dis nie 'n minuut lank. Lees. Die woord vorm ons denke in ons rigting. Gaan lees Psalm 1, gaan lees die psalms en gaan sien wat Dawid en klomp ander geskryf het van hulle lewens. Die lewe wat groei is 'n lewe wat gewortel is in die woord. Jy kan nie groei sonder wortels nie. En waar is die wortels? Moet in die woord van God wees. En laat jy dit doen. Groei word geaktiveer deur gehoorsaamheid. Dawid het nie gewag vir die titel om getrou te wees. Voor alles, voor al sy salwing, wie het hy gesoek in die veld? Hy het vir God gesoek. Voor hy geweet het hy gaan gesalf wees, is hy getrou in God gewees. Hy het 'n liefde vir God gehad. En jy moet 'n liefde vir God hê in hierdie oomblik, en in hierdie weke wat kom, en in die jaar wat kom. Dis eenvoudig, maar ons konsekwent. Ons moet konsekwent wees teenoor wat ons moet doen. Bid, lees en doen. 3 aktiwiteitjies wat vir jou sal help hierdie week. So, ons staan by 'n nuwe jaar. Die nuwe jaar het begin. Almal is opgewonde, werke begin. Alles begin nou weer in 'n rigting in te gaan. Ons begin weer in roetine in te gaan. Maar God vra, gaan jy groei? Gaan jy groei hierdie jaar? Gaan jy verander in hierdie jaar? So maak julle oë toe asseblief. Wil jy God moet werk in jou hart? Sê vir hom nou, Here, werk in my, hier's ek, Here, hier's ek. Here, help my om getrou te wees in waar ek nou is. As ek nou by die skape is, Here, laat ek getrou na die skape kyk. Here, leer my
om u te vertrou, op u tyd te vertrou. En Here, help my om te doen wat u vir my sê, om gehoorsaam te wees aan u woord. Here, help my om te groei in u. Help my te groei in my hongerte vir die woord. Gemeente, julle het gehoor wat in hierdie weke gebeur, wat alles betrokke is, van die intersessie tot die cell van die jeug. Word betrokke, kom daaruit. Want dis waar ons ook groei. Dis waar ons besig is om mekaar te help, mekaar te koop, om te groei. Dawid was nie vinnig groot gemaak toe hy gesalf is nie. Maar God het hom dieper gemaak, dat hy goed kan verstaan wat 'n koning moet verstaan. Hy het saam met God gegroei, en so het God was met hom gewees deur elke stap van sy lewe. En God kan met jou wees. Hy is met jou. Hy wil met jou wees. Elke stap van jou lewe, maar jy moet gehoorsaam wees aan hom. Jy moet luister na hom, jy moet hom soek met alles in jou. Hy moet regeer oor alles. Groei saam begin nie by die kroon nie, maar in die veld. Om te groei gebeur wanneer jy alleen is met God. Wanneer jy jou hart deel met hom. En kom ons groei saam in hierdie jaar en laat God jou hart verander. Want jy wat hier so vandag sit, gaan nie dieselfde wees nie. As jy jou hand in die ploeg gaan sit en die Here gebruik my, gaan die Here iets doen. Maar hy soek jou om gehoorsaam te wees. Here, hier is ek. Gebruik. So Vader, ek bid vir elkeen hierso, ek bid vir die woord wat uitgegaan het nou. Ek bid dat elke persoon net 'n woord gekry het van die Here af vandag. Dat hulle neergeskryf het en hulle gaan dit bepeins, hulle gaan dit herdink in hierdie week. En Here, so bid ek ook dat hulle die uitdaging sal doen van hulle sal bid, hulle sal lees en hulle sal doen. Hulle sal hulle tyd benut om U te soek. Dit benut om te groei in U. So Vader, waar ons die diens gaan afsluit, sê ek dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees. En as familie. En ons bid vir die liefde en die seën vir elkeen in Jesus naam. Die gemeente sê, Amen, amen.